Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n groot voorreg om saam die Here te kan loof en prys, saam sy naam groot te maak en eintlik net hier by mekaar te wees as mekaar se broers en susters in die geloof ook. Voordat ons begin, ons wil ook in besonder baie welkom sê vir al die gaste vanoggend. Is altyd 'n groot voorreg om julle hier te hê. Indien julle hier is en julle graag wil inskakel of meer wil weet van ons gemeente, na die erediens is daar's altyd 'n welkomboom al buite, maar na die erediens is daar persone wat by die welkomboom al buite staan en net sal vertel van die gemeente en ook indien julle meer inligting wil hê, dit vir julle deurgee. 'n Paar afkondigings voordat ons begin. Soos julle sien in die blaadjie is daar 'n toeligtingssessie oor die synode besluit. 11:00 vanoggend, nou na die erediens. Dit gaan hierso in die kerk wees. So ja, indien julle meer wil weet oor wat daar gebeur het en wat hoekom die besluite geneem is wat geneem is en meer inligting wil hê oor die oploop na dit toe, 11:00 vanoggend na die erediens is hier 'n toeligtingssessie. Dan wil ons baie dankie sê vir almal wat gister by die Susters saamtrek betrokke was. Julle sien nog van die baie mooi dekor wat hulle besluit het om te los. Dit is wonderlik om dit te kan sien hierso ook. Dit was 'n mooi dag. Dit was baie goed georganiseer, pragtig. Dit was mooi om te sien hoe almal bymekaar kom om hulle gawes ook tot eer van die Here te gebruik. So dankie vir almal wat daar gereël het en gehelp het ook gister. Dan die kerkkamp wat voorlê. Hy is net gaan seker maak so 2 weke, dit is die 20ste tot die 22ste Maart. Dis die laaste, vandag is die laaste dag wat julle name kan opgee om op die kerkkamp te gaan. Indien jy nog wonder, moet ons nie, doen dit net, dit gaan goed wees. Ons was nog self nie daar nie, maar ons hoor dit goeie goed van hierdie kamp, so asseblief kom, laat ons dit saam geniet ook. Ons wil ook dankie sê vir almal wat laas Saterdag betrokke was by die Caritas uitreik, die Goliath uitreik. Dit was 'n baie mooi dag. Die kinders het dit verskriklik baie geniet ook. Dis in Kraaifontein by die biblioteek. En ja, daar was baie moeite gedoen. Daar was verskillende stalletjies en verskillende Bybel georiënteerde speletjies wat gespeel is. Selfs 'n lewensgrootte Goliat uitknipsel wat baie oulik was. Soveel moeite is gedoen en vir ons voel dit nie noodwendig altyd na baie moeite nie, maar al voel dit vir ons soms na baie moeite, maak dit 'n massiewe verskil in daai kinders se lewens om daar te wees en om net te wys dat ons gee om en dat die Here se liefde teenoor hulle ook uit te lewe. So wil ek vra dat julle net na die diens sit, bly sit. Dou Creer gaan net met ons praat oor die bedieningsgroepe in die gemeente, so bly net na die diens sit, dat ons net meer inligting daaroor kan kry. En dan wil ons baie geluk sê vir almal wat in hierdie week verjaar. Dit is 'n groot lys, baie geluk aan almal. Mag die Here julle seën en julle bystaan ook in hierdie jaar en mag julle sy liefde elke dag ervaar. Ek dink ons het 'n bietjie gespot, ons sê die eerste onder die gelyk is of die tweede onder die gelyk is, maar 2 verjaarsdae ons daar kan uitwys is ook net Dominee Anton van Rensburg en Reinhold wat in die komende week verjaar. En dan wil ons ook net vir julle baie geluk sê en dankie vir julle dienswerk in die gemeente en dan ook almal anders wat verjaar. Ons is so dankbaar om hierdie saam met mekaar te kan deel. Onder lief en leed, ons is dankbaar saam met August en Lydia Sander, wat 'n kleindogtertjie ryker is hulle eerste ene Esra Lee. Ons bid die Here se seën vir julle toe, ons is almal so dankbaar saam met julle dat dit alles ook goed afgeloop het. Dan dink ons aan Marie Du Plessis wat 'n terugslag met haar gesondheid beleef het, maar ons is baie dankbaar vir verbetering. Ons wil ook vanoggend se blomme vir haar gee. Ons is dankbaar dat die Here jou ook so bystaan en bemoedig gedurende hierdie tyd. Ons dink aan Gerda Creer wat 'n operasie in Cape Gate ondergaan het. Maggie Miller se man Michael is donderdagmiddag het hy 'n operasie gehad. Lianey Opperman, was maar 'n lang proses, maar ons dink aan haar en die Opperman gesin ook. En dan aan Marie van Deventer.
Ons dink ook aan Evert Veenstra. Hy gaan hierdie Vrydag vir 'n prosedure om die velkanker aan sy kopvel te verwyder. Baie sterkte Evert. En dan dink ons ook aan Paula Kombrink wie se ma ernstig siek is. Dit is 'n lang lys, baie beproewing waardeur ons gaan, baie pyn en ons bid dat die Here julle sal bystaan en versterk en bemoedig ook in hierdie tyd. Dan wil ons ook graag verwelkom vanoggend vir Frans en Sandra Douma en hulle 2 dogters vir Andri en Renay. Frans en Sandra, is julle hier vanoggend? Daar staan hulle. Baie welkom hier in ons midde. Almal kyk vir julle. Baie welkom hier tussen ons. Ons hoop dat julle tuistok hier sal vind en dis wonderlik om julle hier by ons te hê en mag die Here julle ook seën hierso. Dis dan al die afkondigings vir vanoggend. Liefdes, kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ek het vergeet om die voorsang gedeelte op te gee. So, ek dink ons moet dit so inrig dat ons Psalm 27 sing wat die voorsang gedeelte is, en dan daarna sing ons dan lied 203 verse 1, 2 en 3 as dit reg is met julle. So kom ons bly so sit vir Psalm 27 en dan as ons in die lofsang gedeelte ingaan, dan staan ons op en sing ons lied 203 saam.
Ons het nou gesing dat die Here die een is wat al ons skuld vergewe en ons 'n nuwe lied laat sing. Mag ons vra, wat is hierdie nuwe lied? En dis 'n daaglikse lied, dis die lied van geloof. Dis ons geloofsbelydenis. Dis om hom te prys. En ons gaan verder deur om te loof en te prys vir die vergifnis en die lied te sing deur om elke dag hierdie woorde wat ons in die geloofsbelydenis hoor ook te bely. En daarom bely ons saam in ons harte die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons saam sing uit Psalm 32, daarvan verse 1 en 2. Gelukkig is die mens wat hy vergewe. Hy sal die Here se goedheid belewe. Hy wat oortree, sy skuld word uitgewis. Ons fokus vandag is op vergifnis. En daarom is die liturgie ook so ingekleer. Kom ons sing Psalm 32, verse 1 en 2.
Ons wetlesing kom vanoggend uit Romeine 12 uit. Dan gaan ons daarna saam sing Psalm 86 verse 3 en 6. Romeine 12. Dit gaan weer eens oor hoe lewe ons nou dat ons vergewe is in Jesus Christus? Hoe gaan ons vorentoe? Hoe lewe ons die belydenis wat ons opgesê het uit na mekaar toe en na selfs die toe wat nie van ons hou nie. En Romeine 12 is so pragtig want dit gee vir ons die riglyne vir die Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Hierdie is ook 'n belangrike versie. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Ons gaan nou lees hoekom presies. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Ook verder, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons sien ons voorbeeld in ons Here Jesus met hierdie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. En dan eindig dit met hierdie pragtige gedeelte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dis wat die Here Jesus vir ons leer, dit is hoe hy die Here ook vir Paulus gelei het om dit aan ons oor te dra. Hierdie hele gedeelte handel oor vergifnis en hoe om in vergifnis te lewe. En ons gaan nou verder uitpak wat hierdie vergifnis behels. Kom ons sing terwyl ons so sit, Psalm 86 verse 3 en 6.
ons bid saam. Ons ewige God, aan U kom toe al die lof en die eer. Aan U kom toe alles wat ons is. Ons bid dat U vanoggend U grootheid sal wys. Dankie dat ons dit kan sien in al die grootste dinge daar buite, maar ook in die kleinste dinge, in die berge, maar ook in hoe U selfs die mure geskep het, hoe U selfs mikroorganismes geskep het. Alles so mooi deur U bepaal. Ons kyk so na hierdie wêreld wat U nie wil ken nie. Ons kyk na 'n wêreld wat so ernstig daaroor is om U te ontken. Maar Heer, hierdie wêreld loop homself vas daarin. Maak nie saak hoe hard ons probeer om U te ontken nie. Op die ou einde besef ons dat dit net ons is wat jok vir onsself. Daar's niks sonder U nie. Daar's niks wat was voordat U besluit het om hierdie wêreld te skep nie. U het gemaak, U het vir ons gewys. U het die liefde uitgestort in hierdie wêreld. U goedheid kan ons nie pyl nie. Mag elke dag wat ons lewe en wat ons asemhaal, elke oomblik wat ons het, maak nie saak in watter pyn ons is of in watter vreugde ons beleef nie, 'n lofprysing wees tot U naam. Help ons om in dankbare tye U te loof met alles wat ons het. Help ons om in tye van groot nood U te loof met alles wat ons het. Ons wil vanoggend bid vir ons wêreld. Die nuus is vol van soveel berigte oor oorlog, oor haat, oor magsvergryping. Oor mense wat dink hulle kan sterker en magtiger as U wees, meer besit as U. Maar U is in beheer. Ons bid dat die wêreld dit sal besef. Ons bid dat ons dit sal besef, dat ons sal rustig wees. Ons bid vir ons medegelowiges in lande wat onder ewige vervolging gebuk gaan. Ons bid vir hulle wat in oorlog vasgevang is. Ons weet U is in beheer. Ons weet U versterk hulle ook om selfs in daai haglike omstandighede U evangelie uit te dra. Ons wil bid dat U ook met ons sal wees. Daar's soveel onrustigheid in ons kerkverband, in alles wat aan die gang is, en ons bid dat U ons sal lei om rustigheid in U te kry. En dat ons sal weet dat ons een is in U. Lei ons en help ons en staan ons by en lig ons in om na U wil te handel. Waar ons U woord gaan oopmaak, mag ons die diepte en die rykdom daarvan besef. Besef dat ons dieselfde gedeelte keer op keer elke dag kan lees en elke dag iets nuuts daaruit sal kry. Ons kan 'n ewigheid spandeer aan nadink oor U en ons gaan nie die einde daarvan bereik nie. Mag U wees met ons geliefdes wat deur swaar beproewings gaan, wat siek is, wat groot hartseer en bekommernis in hulle lewe het. Versterk hulle deur U Gees en staan hulle ook by daarin. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons dankie dat U Seun na hierdie wêreld toe gekom het. Ons dankie dat ons hom kan ken en dat ons weet dat hy lewe. En ons bid dit alles in sy naam alleen. Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons het die baie groot voorreg om te begin met 'n nuwe preekreeks. As ons hom net op die skyfies kan vertoon. Ja, is redelik groot. So ons
Ons begin vandag met 'n preekreeks wat opbou na Paasfees toe. So dit gaan oor Jesus se 7 kruiswoorde. Nou daar's soveel onmeetbare skat in hierdie kruiswoorde van die Here, want elke liewe ene leer vir ons iets van Jesus se hart vir ons, maar ook dit wat hy gedoen het om ons te red sodat ons hierso kan saamsit. So soos julle kan sien vandag is dit Lukas 23 wat gaan oor Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan vanaand het ons die tweede ene. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan wil ek net spesifieke aandag rig op volgende week het ons die oggenddiens het ons weer eens die volgende ene, daar is jy moeder, en dan die aandedediens is nogal 'n spesiale een, want dit is die 15de Maart se aand is die Paassangdiens. So dis belangrik dat ons eintlik al so ver as wat ons kan al hierdie dienste bywoon, en dan sien ons baie uit na volgende week se Paassangdiens. Soos julle kan hoor, die liturgie is al reeds ingekleer vanuit 'n Paasgerigtheid. En ja, dis 'n groot voorreg wat ons het. Dan gaan ons aan na die volgende weke toe, 22 tot die 3 April, wat ons dan eindig met Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dit bring ons dan by vandag. Ons is dan by Lukas 23 en ons gaan daarvan vandag verse 26 tot 38 saam lees. So Lukas 23 vers 26 tot 38. Jesus word gekruisig. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook die vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Tot sover ons fokusgedeelte is vers 34. Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons gaan nou saam sing, weer eens. Dankie Bart. Soos julle agterkom is ek gewoond in 'n gemeente waar ons eintlik net 3
3 liedere op 'n Sondag gesing het. So is 'n baie groot voorreg om hierdie liturgiese ruimte te hê. Terwyl ons so saam sit, kom ons sing saam. Kom ons staan saam. Dan sing ons Skrifberuiming 5-1 daarvan vers 1. Sal ons iemand vertrou wat nie homself kan red nie? Hoe gereeld kry ons te doen met mense wat volhou dat hulle al die antwoorde het oor 'n saak, maar op die ou end in dieselfde gat val nie? Dit is nogal 'n volop gebeurtenis. Ons het al beleef dat mense met absolute sekerheid sê dat hulle 'n wondermiddel ontdek wat sommer al hulle skete sal genees. Maar dan maak dit hulle eintlik sieker. Ons het al beleef hoe mense glo dat hulle die oplossing gevind het tot al hulle finansiële probleme en wil so graag hê dat ander daarby moet inkoop. Maar op die ou end is dit net 'n vermeekspil en verloor hulle al hulle geld. Of selfs geestelike leiers wat hulle self as baie heilig voordoen en baie uitgesproke is oor sekere sondes, maar dan word dit bekend dat hulle eintlik die grootste oortreders van hierdie sondes was. Hierdie gebeur selfs met die beste bedoelings. Jy wil so graag iemand help en daardie persoon bystaan, dat jy later soveel tyd en energie in 'n persoon ingesit het, geïnvesteer het, dat jy heeltemal uitgebrand is en op 'n punt is wat jy niks meer kan gee of jouself kan help nie. Jy wil 'n persoon so baie help en so erg ophelp, maar op die einde bly daar niks van jou oor nie. Hierdie gee nogal 'n idee van hoe die persone rondom Jesus gevoel het met sy kruisiging. Sy hele lewe deur het Jesus magtige dinge gedoen. Hy het met ander oor God gepraat, hy het God se wil bekend gemaak, hy het God op 'n wonderlike, magtige wyse geopenbaar, hy het wonderwerke gedoen, eintlik meer as 30 wonderwerke wat hy gedoen het, mense genees, oor die natuur sy mag uitgespreek, storm stil gemaak, demone uitgedryf, mag oor die geestelike ryk. Menigte mense gevoed met 'n paar visse en brode. Mense selfs uit die dood uit opgewek. Hy het erken dat hy selfs die koning van die Jode is. Alles wat hy gedoen het getuig van mag en krag. Menigte mense het hom agtervolg. Hulle het hom in Jerusalem ontvang as 'n koning. Boonop dit het Jesus gesê dat hy die tempel, nadat dit afgebreek is, weer in 3 dae sal herbou. Laterand het die disippels besef, hy het van sy liggaam gepraat, maar binne die konteks van die persone wat hom daar kruisig het, hulle gesê, hy het gesê, hy sal die tempel afbreek in 3 dae herbou. Nou hang hy aan 'n kruis. Waar is hierdie wat hy gesê het hy gaan doen?
Maar nou kan Jesus homself nie red nie. Wat gaan aan? Die disippels weet nie wat om hiervan te maak nie. Hulle is verward en verstrooid. Hulle leier is besig om te sterf, besig om vermoor te word. Die vrouens wat Jesus so mooi gevolg het, weet nie wat om hiervan te maak nie. Hulle huil. Hulle twyfel ook seker in alles wat Jesus gesê het. Die Joodse leiers is baie in hulle skik. Hulle het hom, uiteindelik. Hierdie man het soveel moeilikheid vir ons veroorsaak en nou word hy uiteindelik doodgemaak. Yes. Hulle spot hom ook, soos wat ons in die gedeelte sê. Dit sê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Later sien ons die ander misdadiger of die ander krimineel aan die kruis, langs aan hom ook aan die kruis sê, jy sê dan, jy is die Christus, red jouself. Red my ook, ek wil aangaan met my lewe. Hier is my geleentheid om van die kruis af te kom, maar jy doen net niks nie. Die soldate is net so meegevoer in hierdie gebeurtenis. Enigiets om 'n veragtelike Jood dood te maak. Enigiets om ontslae te raak van die Jode. Ons is so moeg vir hulle. Hierdie man wat hier aan die kruis hang het dan gesê hy is 'n koning, hoekom bewys hy dit dan nie? Wat so opmerklik is van hierdie gedeelte is dat die Jode en die Romeine mekaar gehaat het. Hulle het oor niks met mekaar ooreengestem nie, behalwe oor Jesus se kruisiging. Almal tot 'n mate wil hê dat Jesus homself moet bewys, die ander mense wil hê dat hy homself moet red, sodat hulle ook gered kan word. Maar nou hang hy net daar, naak en magteloos. Dit is wonderlik van ons Here Jesus is wel dat hy weet wat in die gedagtes daar, in die mense se gedagtes daar aangaan. Hy weet van die twyfel, die bespotting, die haat, die hartseer, die teleurgesteldheid, die moordlus, al die slegste eienskappe van die mensdom daar by mekaar. En met hierdie wete sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. God se wil word deur hierdie woorde aan ons geopenbaar. Die Heilige Gees wil hê dat hierdie woorde gehoor moet word. Met die hele oploop tot Jesus se kruisiging is hy maar baie stil. Maar hier waar hy aan die kruis hang, hier praat hy. Fisies moes dit ook verskriklik moeilik gewees het om te praat. Maar hy ag dit belangrik om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Here Jesus is nie aan die kruis vir homself nie. Hy is daar vir diegene wat hom bespot, hom vloek, hom uitlag, in hom twyfel en oor die algemeen net nuuskierig is om te sien hoe iemand tereggestel word. Kruisigings van destyds was op die mees algemene publieke plekke. Dit was 'n manier, dit was eintlik die Romeine se manier om skrik en angs in mense se harte in te sit, want dit was 'n verskriklike manier om dood te gaan. En daarom het hulle dit op die plekke gedoen wat die meeste mense dit kan sien, op die mees publieke plekke. En selfs op die kruis in sy pyn en seer, selfs al is dit hoe moeilik om te praat, praat die Here namens sondaars en vra vergifnis vir hulle wat dit nie verdien nie. In die destydse reg was dit so dat wanneer iemand tereggestel word, wanneer iemand tot die dood veroordeel word, hulle geleentheid gehad het om die kant van hulle saak te stel. 'n baie bekende voorbeeld hiervan, maar ek weet nie wie dit al gesien het nie, soos in die fliek Braveheart, byvoorbeeld aan die einde vertel hierdie hoofkarakter William Wallace van
vir die mense hoekom hy eintlik onskuldig is, hoekom hulle onderdruk word. En sy oproep is vir vryheid. Jesus het 'n geleentheid gehad om homself te verdedig. Hy kon nog ook sê, ek is onskuldig. Niks wat julle doen, gaan eintlik my kan aankla nie. Hy kon net weggeloop het. Maar ons Here het dit nie so gedoen nie. Hy het nie al die geleenthede wat aan hom gegee is om 'n vertoë te rig benut nie. Hy was stil in sy volle vonnis. Hy was soos die lam wat gelei word ter slagting. Hy was stil voor die magtige leiers van destyds. Hy het nie probeer om sy onskuld te bewys nie, want hy het geweet wat hy moet doen. Maar Jesus begin praat na sy vonnis. Want hy weet God se wil is besig om te geskied. Dit wat God drie-enig, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees saam besluit het vanuit ewigheid uit. Dit waarmee hy met die Vader en die Heilige Gees saam op besluit het. Dit moet gebeur en is aan die gebeur. Jesus se kruisiging was nie net iets wat die drie-eenheid vinnig besluit het toe hy nog hier op aarde was, dit is van die ewigheid af, nog voor die skepping van die wêreld. So besluit dat God sy liefde op hierdie manier gaan openbaar. En dan praat Jesus. Nie namens homself nie, hy praat namens ander. Hy praat namens diegene wat hom haat. Hy praat namens ons. Ons Here Jesus met sy kruisiging, die onskuldige hang daar in die plek van skuldiges. Hy hang in die plek van diegene wat hom wil dood hê. Hy hang daar vir my en jou, sodat ons nie God se straf hoef te dra nie. Sodat dit ook nie met ons hoef te gebeur nie. Hy vra vir ons vergifnis deur dit wat hy doen. Geliefdes, later in Lukas 23 lees ons dat die son ophou skyn het en dat daar duisternis oor die hele land gekom het. En in die Ou Testament gaan duisternis altyd hand aan hand met God se oordeel. In Joël 2 vers 31 staan daar so: die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Dit is 'n dag van duisternis, 'n dag van pyn, 'n dag waar God se straf op die sonde duidelik word. Wanneer daardie duisternis kom, moet die Here se oordeel oor ons sondes voltrek word. Dit was die groot dag van God se oordeel. Hierdie dag op Golgotha. Die groot dag van God se oordeel op ons sondes. Tog het ons nie gesterf nie. Tog lewe ons. Want Jesus het hierdie duisternis van die Here, ons duisternis, op homself geneem. Hy is geoordeel sodat ons vry kan wees. En daarom is ons verenig in sy dood. Hy het namens ons opgetree, hy het ons saam met hom in sy dood laat sterwe, sodat ons saam met hom in sy opstanding kan opstaan. Saam met Jesus. Baie mense in daardie skare is ook gered, omdat daar 'n punt gekom het wat hulle besef het waarmee hulle besig is. Hulle het hierdie tekens gesien, hulle het gesien hoe die duisternis op Jesus kom, hulle het sy woorde gehoor, waar hy sy Vader vergeef hulle. Hulle het begin agterkom, hierso is iets hierso wat nie reg is nie. Ons optrede is nie reg nie. Die Heilige Gees het hulle oë oopgemaak om Jesus se grootheid, selfs in hierdie swakste oomblik te sien. Een voorbeeld waarvan ons ook hierso lees, maar dit word mooier in Matteus 27 uitgesit, is in Matteus 27 vers 54, waar dit sê, toe die offisiere en die soldate wat saam vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, hulle bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God.
Dit is glad nie ligtelike woorde nie. Dit was moeilik vir Romeine om dit te moet erken. Nog meer van 'n Jood. Hierdie man was werklik die seun van God. Die Gees het so in hierdie man in die soldate en die offisiers se harte begin werk, dat hulle kon begin verstaan het en geglo het waaroor dit gaan. Geliefdes, Jesus het, terwyl hy daar op die kruis is, gekyk na hierdie mense vir wie hy sterf. Van hulle was lafaards, van hulle het gegrom soos honde, van hulle wou net sy bloed hê. Almal sonder begrip en almal blind om te verstaan waarmee hy besig is. En in die grootste daad van liefde in ons geskiedenis, die grootste daad van liefde ooit, het Jesus daar bly hang. Hy het net daar gebly. Hy kon gaan, maar hy het nie. Want hy het geweet wat sou gebeur het, as hy nie daar bly hang het nie. Hy het geweet daar sou niks van ons oorbly nie. Hy het geweet, hierdie duisternis, hierdie straf op ons sonde sou die mensdom uitgewis het. En hy het ons lief gehad, selfs terwyl ons hom gehaat het. Die Here bewys soveel liefde aan ons, toe ons nie eens kon verstaan het waarmee hy besig is nie. Die Here Jesus het jou lief gehad terwyl hy nog in duisternis was. Sy liefde het jou gered. Vraag is, wat leer ons dus hieruit? Hoe pas ons dit toe in ons lewens? Wat leer ons uit die verandering wat Jesus in ons lewens deur sy Heilige Gees bewerkstellig het? Kyk ons na hierdie gebeurtenis, draai ons om, loop ons weg, gaan ons aan met ons lewe? Kyk ons hierna en hou ons aan, maar in ons onkunde voortleef, soos die mense wat besig was om hom te kruisig? Die toepassing hierop is nogal wyd. Eerstens gaan dit oor, as ons weet hoe lief God ons het, sal ons werklik nie in die gesig gevat voel, wanneer iemand ons sleg sê en beledig nie. Ons sal eintlik meer net jammer voel vir daardie persoon, want hulle het nog nie die lig van die evangelie gesien nie. Eerstens, kyk hoe reageer Jesus teenoor mense wat nie sy evangelie lig het nie. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So ook in ons lewens. Wanneer ons te doen het met mense wat nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om weg te draai van hulle af en weg te wil gaan nie, of om hulle te vloek en uit te skel en te sê, julle sal nooit verstaan nie. Ja, ons moet in liefde kyk na diegene wat ons spot en beledig en bid vir hulle vergifnis ook. Verder moet ons nie ontmoedig voel wanneer mense wat nie die evangelie staan ons nie ons spot nie, soos ons reeds gesê het. En dan ook bid dat die Heilige Gees vir ons die realiteit van God se liefde en aanvaarding sal wys in ons lewe. Bid dat hy ons sal wys wat hy gedoen het toe ons dit nie verdien het nie. Dat ons net 'n stukkie van die omgang van daardie liefde sal begryp, sodat ons dit ook kan uitleef na ander toe. Al hou daardie persoon nie van jou nie, al is daai persoon uit om jou lewe moeilik te maak. Wanneer Jesus ook sê, Vader, vergeef hulle, en ons sy voorbeeld sien, van wat hy in ons lewens gedoen het, hoe hy ons vergewe het, hoe hy ons vrygemaak het, hoe hy sy Heilige Gees vir ons gegee het om sy lig te sien, om die evangelie te glo, om nie meer haat of kwaaiheid of net apatiesheid of net niks doen teenoor hom te hê nie. Hoe hy ons verander het om te lewe vir hom, kan ons nie durf waag met haat in ons harte rondloop vir ander nie.
As Jesus se vergifnis 'n realiteit in ons lewens is, nie net 'n voorbeeld nie, as Jesus 'n realiteit is in ons lewens, dan kan ons ook vergewe, al is dit hoe moeilik. Hoekom? Want ek verdien om uitgegooi te word in die grootste, diepste duisternis daar buite. Maar God het my aanvaar deur Jesus se kruisdood. Ek het vergifnis ontvang toe ek dit nie verdien het nie. Wat van hierdie persoon wat jou haat? Wat van hierdie persoon wie jy eintlik met soveel haat benader? En dan moet ons ook bid dat die Here vir ons sal help om te besef waar in ons lewens ons onbewustelik teenoor hom sondig. Hierdie hele gebeurtenis was 'n gebeurtenis waar mense so meegevoer is deur ander mense. 3 dae, 4 dae voor die tyd was die mense so bly dat Jesus kom. Hulle het vir hom ingewag in Jerusalem en voordat ons weer kan sien, is hulle besig om bly te wees dat hy doodgemaak word. Wys vir ons hoe vinnig die mens kan verander, hoe vinnig ons gedagtes verander, as dit nie op 'n fondament gebou word van die Here nie. Bid dat die Gees vir ons sal help, dat ons kan besef wat ons doen. Bid dat ons sal nadink oor ons sondes en dat die Heilige Gees ons elke dag daarop sal wys, sodat ons ook daardeur kan groei in Jesus se vergifnis. Bid dat hy vir ons sal wys waar ons in ons lewe optree teenoor hom, op maniere wat ons nie weet wat ons doen nie. En dat dit sal verander na weet wat ons doen en bekering. Sodat ons deur die Gees se krag werklik kan bekeer van ons liefdeloosheid, van ons hardheid, van ons gebrek aan vergifnis en hierdie selfliefde wat ons so aan vaskleef. Bid dat Christus se liefde en vergifnis dit sal wees wat ons uitlewe na ons naastes toe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, hoe groot is U liefde nie? Hoe kyk U nie na ons en kry ons jammer nie? Terwyl ons met soveel haat, soveel woede, soveel aggressie, soveel sonde in ons rondloop, het U tog besluit om, ten spyte van absoluut niks wat ons reg gedoen het nie, U seun na hierdie wêreld toe te stuur om vir ons sondes te kom sterf. Ons verdien dit geensins nie. Maar U het gered. U Here Jesus het na ons gekyk en gesê, vergewe hulle. En ons is vergewe. Ons hoef nie te wonder daaroor nie. U het ook die Gees in ons gegee sodat ons kan glo. Wat 'n groot voorreg is dit tog nie. Ons bid dat ons met hierdie realiteit van U vergifnis in ons lewe sal dit uitlewe, dat ons verander U liefde en vergifnis sal wys. Ons bid dat U nie net 'n voorbeeld sal wees vir ons nie, maar 'n realiteit. Dat ons weet dat U ons aan die hand vat en ons lei deur hierdie lewe. Dat U ons soms sal tugtig wanneer ons nie die regte ding doen nie, maar dat U ook so trots en dankbaar is wanneer ons deur U Gees gelei optree soos wat U dit wil hê. Ons dank U dat ons U kinders kan wees. Ons bid dat ons U elke dag sal sien as ons Vader in die hemel. Ons Vader wat
sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Mag ons altyd vashou in U. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Lied 399 verse 4 en 5 en dan gaan ons daarna voortgaan met Lied 245 verse 1, 2 en 3. So Lied 399 gaan oor na 'n nag van ondervraging, na 'n nag van geeseling, word die Heer ter dood veroordeel, word hy na die kruis gebring. Met die spykers, met die sla, deur marteling, die spot. In die pyn daar aan die kruishout klink sy woorde 7 keer. Woorde van vergifnis, liefde en aanvaarding deur die Heer. Ook die woorde van alleenheid en die uitroep, ek het dors, dit is volbring, ek gee my gees oor en sy hoofsak op sy bors. En dan Lied 245 gaan oor, ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het U guns my aangebied. So kom ons sing Lied 399 verse 4 en 5 en dan Lied 245 verse 1, 2 en 3 na mekaar.
Ons gaan nou die seën uitspreek en dan gaan ons daarna saam die amen sing. Maar die amen is 'n bietjie meer onbekende wysie. Dit is lied 3 so ons vra net dat Bart dit vir ons sal saam speel asseblief. Dan ook die collectes is by die deure. Dit word nie onder die diens opgeneem nie. Kan jy gou vir ons die wysie speel van die amen? Asseblief. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle die vrede gee. Vra hulle dat julle net 'n oomblik bly sit, dat hou ek net gou met ons kan praat. Kan almal my hoor? Dit sal gou wees. Ek wil net vinnig terugvoer gee oor die bedieningsgroepe. Wat dit behels bedieningsgroepe, dit is verskillende groepe wat ons gemeenteaktiwiteite, geloofsaktiwiteite ondersteun. Daar is 6 groepe en elkeen van die groepe word gelei deur een of meer persone. Nou die eerste een wat ek nou wil verwys is die blomme bediening. Blomme wat ons elke Sondag vir iemand gee, vir gemeentelede gee wat vreugde of beproewing ervaar. Dus vir jare lank is dit deur Margaret Voogd gedoen en is toe deur haar dogter Jenny oorgeneem. En ons sê vir steeds 'n groot dankie Jenny vir wat jy elke week doen. Dis 'n job. Dan die tweede bedieningsgroep wat ek gou iets oor wil sê is die een van Christelike lewensbeskouing. En dit gaan maar basies oor die vraag, hoe gaan 'n Christen om met die wêreld waarin hy hom bevind? Hoe verdedig jy die gesag van die Bybel in jou omstandig of in daar waar jy jou bevind elke dag? Hoe hanteer jy die vrae en aanvalle van ongelowiges? Hoe pas jy die Bybelse beginsels toe in die wêreld waarin jy leef? Ons het 'n paar jaar gelede 'n klein boekie daaroor geskryf. Dit is steeds beskikbaar op die website. Dit sal binnekort opgedateer word en van tyd tot tyd skryf ons ook so 'n kort stukkie in die Boodskapper oor bepaalde temas. En nooi uit, neem gerus deel aan die gesprek. Kontak my as daar iets is wat julle wil sê daaroor. Dan die derde bedieningsgroep gaan oor gebedsbediening. Ineke de Weert lei dit. Elke Sondag so 30 minute voor die diens is daar 'n gebedsgeleentheid in die vertrek langs die moederskamer daar agter. Kom woon dit gerus 'n keer by. Uiteraard is daar nie plek vir almal nie. Maar as daar op 'n bepaalde dag 'n besondere behoefte is, kom bid saam. Andersins kontak vir Ineke en gesels met haar oor die kwessie van gebedsbediening. Baie dankie Ineke vir wat jy deurentyd doen. Dan is daar die Stiklandbediening. Nou Stikland is 'n psigiatriese inrigting hier redelik naby aan ons, wat ook permanente inwoners in 2 huise het, huis Belker en huis Sonop. Nou Chris Venter, Jacqueline Meyering en ek doen om die beurt godsdienstbediening daar. Dis ongelooflik verrykend om te sien hoe mense wat so, hoe sal mens sê, mentally beproef is, hulle geloof steeds ervaar en uitleef. En ook 'n stukkie dankbaarheid hoe hulle in daai omgewing waarin hulle permanent is, eintlik 'n bietjie beskerm word ook teen die wêreldse sekularisme. Ons kort medewerkers sodat ons meer dikwels daar kan uitkom. As jy op 'n maandagmiddag beskikbaar is, kom asseblief net 'n keer saam en ervaar dit. Kontak my en ons reël dit. Dan musiekbediening. Nou ja, dit ervaar ons elke Sondag, en nie net elke Sondag nie.
Ons as gemeente is baie bevoorreg om 'n aantal talentvolle musici te hê wat ons gemeentesang begelei en ons ek gebruik dalk nou 'n snaakse woord, maar ons vermaak met hulle musiekbediening. Nie vermaak in die sin van grappies maak nie, maar vermaak in die sin van ons verryk met hulle musiekbediening. Ons ken almal die kerssangdiens wat elke jaar plaasvind, maar hulle het verlede jaar ook begin met meer sangdienste deur die loop van die jaar wat tydens die aanddiens plaasvind. Ons is baie dankbaar vir wat ons gemeentelede van hierdie talentvolle musici kan ervaar. Dan die laaste een is die koffie en tee bediening, en dis die een waar mense eintlik die meeste oor wil sê, nie wil sê nie, moet sê. Om saam koffie te drink is iets wat wêreldwyd bydra om sosiale bande te bou, né? Koffie drink, as jy iets met iemand wil gesels, dan gaan drink jy saam koffie. Nou ons Belwel-Oos gemeente se koffiedame is Ingrid Singels. Sy organiseer die proses wat baie meer verg as wat ons dink. En wil ek ook terselfdertyd, as ek my waardering vir Ingrid uitspreek, ook die waardering vir ons groep jong mense wat na die aanddiens inspring om koffie en tee te bedien en so sosiale aksie te stimuleer. Nou, toe ek hierdie week bietjie met Ingrid Singels daaroor gesels het, sy die volgende beklemtoon. Sy sê eerstens groot dankie aan daardie kontakpersone in die geloofsfamilies en die wyke wat help om lidmate te laat weet wanneer dit nou hulle beurt is om koffie te skink. Nie skink. Dis net 2 keer per jaar en die meeste kontakpersone maak van WhatsApp groepe gebruik. Maar nou is dit so dat daar soms te min hande is, te min mense opdaag uit die wyke in die geloofsfamilies en dan ander kere weer te veel. Daar is wyke waar mense woon wat nie meer kerk toe kom nie. Ons probeer dit sodanig indeel dat daar min of meer dieselfde aantal skinkers elke Sondag is. Maar soos ek sê, soms daag te min mense op en ander keer te veel en dan gee dit bietjie aanleiding tot vertrapping. En is iets wat eintlik deur die kontakpersoon in die wyk, weet nie hoe lag jy, is iets wat eintlik deur die kontakpersoon in die wyk en in die geloofsfamilie bietjie gemicromanagement word. Dis moeilik vir iemand soos Ingrid om dit van buite af te weet presies maar hoeveel mense gaan opdaag. So die kontakpersoon binne die geloofsfamilie in die wyk is eintlik die een wat 'n bietjie mense moet aanmaan, kom asseblief. En dan as dit nou lyk daar gaan te veel wees, dan te sorg, maar kom ons split dit op. Daar is ongelukkig, soos Ingrid sê, geloofsfamilies en wyke waar dit maar sukkel om gereeld mense te kry om te kom skink. Ons doen 'n ernstige beroep, dis net 2 keer per jaar. Dis nie rocket science nie, dis gesellig en is 'n geleentheid om medegelowiges beter te leer ken. Ons het begrip as jy weg is of siek is, maar asseblief, maak 'n punt. Dan laastens gedurende skoolvakansies is natuurlik nog moeiliker om genoeg helpers te kry. Daarom is daar tot dusver dan nie koffie en tee bedien nie, maar ons werk daaraan om te kyk of die kerkraadslede nie dan kan inspring om op 'n kleiner skaal dit te kan bedien nie. Ons beplan om te kyk hoe dit tydens die kort skoolvakansies kan werk. Dis al, baie dankie.